ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 262. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels. Daar's reeds 3 van die boeke van, dit is 'n Encyclopedia wat ek skryf en vertaal. So behoort jy uit 7 of 8 boeke te bestaan. Ek is tans besig met die 4de ene. Vir ons bid dat Jaffa vir my baie wysheid en insig gee terwyl ek met dit besig is. Baie groot werk. Ek ook vir die ander wat help, sê baie dankie aan Jaffa, al die eer, veral ons proeflesers, né? Sou jy belangstel in enige van my boeke, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is dit uiters belangrik om by deel 1 te begin, anders gaan u nooit die volle waarheid weet nie. Dit is noodsaaklik dat u ook op YouTube inskryf, sodat u die gratis kennisgewings kan ontvang van ons verskillende studies. Stuur ook die kontak vir die vriende en die kennisse. Die reeks is lewensveranderend, 'n skryfblok, pen en papier en 'n 33/53 Bybel, uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Wonderbare raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke morgenster, die eerste en die laaste, u wat is en wat kom en wat sal wees tot in ewigheid. Dankie dat ons u vanmôre, Jaffa, by u naam ken. Ons ken u nie net as Here nie, of as 'n God nie, of as enigiets anders nie, maar ons as Jaffiste ken u vanmôre in die bo-natuurlike geopenbaarde name. Dankie dat u ons gekies het om hierdie bo-natuurlike evangelie aan ons toe te bedien, sodat ons dit aan 'n verlore wêreld daar buite kan verkondig. Sal vanmôre se woord, maak dit lewendig. Openbaar u self vanmôre in iemand se lewe. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa. Elke Jaffa sê halleluja. Halleluja. Prys Jaffa ons Elohim. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons gaan klaarmaak met die verborgenheid van die bo-natuurlikheid en ek gaan dit met 'n demonstrasie dan vanmôre doen. Ek gaan met al die behandelde skrifte en verduidelikings rondom die bo-natuurlike verborgenheid van Jaffa, ons Elohim en Jaffa. Is dit belangrik dat u sal sien hoe alles in 'n praktiese demonstrasie by mekaar gaan uitkom, wat eintlik so eenvoudig is, dat dit te maklik is om te glo. Ek sou vir jou sê, as ek hierdie demonstrasie gaan doen, gaan 'n kind van 10, 12 kan dit na dit sit en kyk en verstaan wat ek sê. Ons gaan net eers lees, 1 Timoteus 3 vers 16. 1 Timoteus 3 vers 16. Hy sê, Apostel Paulus skryf aan Timoteus en hy sê, en onteenseglik, met ander woorde, dis bewys, onteenseglik, dis bo alle twyfel bewys. Die verborgenheid van die bo-natuurlikheid, en hakies die godheid, is groot. Ja, hierdie bo-natuurlikheid het vir ons so werklikheid geword in hierdie studie, dat ons nooit eens weer die naam godheid wil gebruik nie. Van die bo-natuurlikheid is groot en onteenseglik, dit is bewys oor en oor, die verborgenheid, dit wat verseël was, van die bo-natuurlikheid wat die kerke nie verstaan het, en vandag nog nie verstaan het, al vir meer as 600 jaar, meeste van die kerke is groot. In die 33 sê hy God, Jaffa, Almagtig, die Vader. Ek wil die titel Vader gebruik. Jaffa, Almagtig, die Vader.
is geopenbaar in die vlees. Met ander woorde, menslike liggaam. Is geregverdig in die gees, die Ruach HaKodesh. Het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene 2000 jaar gelede en steeds vandag. Is geglo in die wêreld 2000 jaar gelede en steeds vandag. Is opgeneem in heerlikheid. Die hemele, wanneer was die Vader in die heerlikheid opgeneem in die hele hemele? Nooit. Nou gaan ek vir u die verduideliking doen van die 2 glase, een wat vol water is en een wat leeg is. Ek wil met alle nederigheid sê, kom ons aanvaar vir die demonstrasiedoeleindes dat hierdie 2 glase met die water, die onderste glas is vol water, is Jaffa, die Vader. Nou sê die woord, ek sal nou net my verskoon, ek het nou 'n lap hierso wat ek net die kant wil gooi, want ek gaan water op die grond gooi net nou. En ek wil met my regterhand werk, want ek het my regterhand nodig om my muis te werk. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, en onteenseglik, dit is oor en oor bewys, die verborgenheid, dit wat hier is, Vader, Seun en Heilige Gees, die verborgenheid, van die bonatuurlikheid van Jaffa Almagtig is groot. Jaffa Almagtig, die Vader, is geopenbaar in die vlees. Nou, Moses bid, en hy vra vir Vader Jaffa, toon my die aangesig. Vader sê, jy kan nie my aangesig sien nie. As jy my aangesig sien, sal jy onmiddellik sterwe. Dis dieselfde Elohim, wat net gespreek het in die son en die maan en die sterre was daar, en ook die Genesis 1 mense, en alles, die see, die visse, en alles wat daar is. So hy is so groot, dat as jy hom sou sien, sou jy onmiddellik sterwe. Ek het mos al voordeel verduidelik, dat die persoon wat na die son kyk, miskien vir 5 minute of 10 minute, dan word jy blind. En Jaffa, ons Elohim, het dit net gespreek. Hy sê, Jaffa, Almagtig die Vader, is geopenbaar in die vlees. Nou, hoe is hy in die vlees geopenbaar? Maklik. Hy skep 'n liggaam, naamlik Jafashua. Ek wil hê jy moet sien, hierdie glas is leeg. Hy skep 'n liggaam, Hebreërs 1, ons het deur dit gewerk, in die hemel. Dis 'n engel wat daar is, en hy verander hom, en of hy verheerlik hom, hy gegenereer hom in sy seun, en hy sê vir hom in die hemel, ek sal vir jou 'n vader wees, en jy sal vir my 'n seun wees. En hy sê, aan wie van die ander engele het hy gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Hy sê vir die ander engele, as julle hom sien, moet julle hom aanbid. Verstaan ons dit? Dis toe hy as 'n engel was. Nou stuur die Vader hierdie gegenereerde seun aarde toe. Hy's leeg. Vir 30 jaar bewandel hierdie Jafashua die aarde. Op 12-jarige ouderdom kry hulle hom waar hy in die tempel sit en die fariseërs en skrifgeleerders en die priesters en die priestersseuns met hulle deel oor sy vader. Wanneer sy moeder Miriam en sy aardse vader Josef hom kry, sê, waaroor kom julle na my toe? Ek is besig met my vader se dinge, toe sy 12 jaar oud. Maar ek moet vir hom moet verstaan, hy is nog nie 'n Elohim op die aarde nie. Hy is 'n menslike liggaam, so ek myself en u. Het ons dit? Hy sê, en Jaffa Almagtig is geopenbaar in die vlees, die menslike liggaam. Is geregverdig
in die Ruach HaKodesh. Nou wanneer het dit gebeur? Wanneer Jafashua by Johannes die onderdompelaar kom, dan sê Johannes die onderdompelaar, ons het mos gelees gisteroggend, daar's die lam van Jaffa die Almagtige, wie ek nie werd om sy skoene te gaan haal nie. Dan sê Jafashua van onderdompel my, dan sê ek het nodig dat u my onderdompel, sê Jafashua, onderdompel my sodat die skrifte vervul kan word. Die Bybel sê hy het dit gedoen en toe hy uit die water uit opstaan, toe daal die Ruach HaKodesh, dan wil ek jy moet sien wat ek doen. Die glas is vol water. Ek gaan nie al die water ingooi nie. Het jy gesien wat ek gedoen het? Ek het 'n bietjie water ingegooi. Ek gooi dit terug. Kyk nou mooi. Toe hy uit die water uit opstaan, kom die Ruach HaKodesh soos 'n duif op Jafashua neer. En die stem uit die hemel, hy sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek, dis Jaffa Almagtig, behaag het. Die seun, Jafashua. Wat het hy nou ontvang? Hy het die regterarm van Jaffa ontvang. Nie die volheid nie. Sien jy dit? Hy het nie die volheid ontvang nie. Want dan sou hierdie liggaam, menslike liggaampie, van hom ontplof het. Maar hy ontvang net die regterhand. Hierdie regterhand, Jesaja 53 sê, wie het geglo dat ons verkondig is, en aan wie is die arm van Jaffa geopenbaar? Nou kom sê ek die regterhand, autoriteit van krag, waar hy gaan sit toe hy opvaar in die hemel, aan die regterhand van die Vader. Wat doen hy? Hy ontvang die arm, die autoriteit, die krag van Jaffa, die regterhand. Hierdie regterhand alleen, se krag, is so fenomenaal, dat hy sondes vergewe, hy verander water in wyn, hy roep Jairus se dogtertjie uit die graf uit, hy roep Lazarus uit die dood uit, hy loop op die water, hy vergewe mense se sondes, die disippels sê, toon ons die Vader. Hy sê, Filippus, jy is so lang by my, en hy sê, toon my die Vader. Ek is in die Vader, en die Vader is in my. Ek het gekom om die naam van my Vader aan julle bekend te maak. As jy my gesien het, het jy my Vader gesien, halleluja. Jafashua is die regterhand van die Vader, en hy bewandel die aarde. So wat doen hy? Hy is die Vader, Jaffa, is geregverdig in die Ruach HaKodesh, wat op Jafashua neergedaal het, soos 'n duif. Daar is 'n skrifgie wat sê dat Jafashua, en dat die volheid van Jaffa was in Jafashua geopenbaar, dat die volheid wat hierdie liggaampie kon hanteer, hierdie regterhand, was meer as genoeg vir hierdie menslike liggaampie, anders sou hy uitmekaar uitgebars het. So dis die volheid van die regterhand. Dis nie dat die Bybel hom weerspreek nie, want hy kon nie alles ontvang wat in die Vader is nie. So hy is geregverdig in die Ruach HaKodesh. Hy het verskyn aan engele. Jafashua is op die aarde en die engele verskyn aan hom. Hy het verskyn aan engele. Hy is verkondig onder die heidene. Vandag 2000 jaar gelede en selfs vandag. Hy is geglo in die wêreld 2000 jaar gelede. Wie? Jafashua en selfs vandag. En hy is opgeneem in heerlikheid 2000 jaar gelede. Maar die Bybel, hier het ek nou vir u gewys is Jafashua, maar hierdie skrifgedeelte begin met 'n vraag. Of hy sê, en ons sê die verborgenheid van die bonatuurlikheid is groot. Jaffa, die Vader, is geopenbaar in die vlees. Natuurlik is hy geopenbaar in die vlees. Hy skep 'n menslike liggaam. Nou is hy geopenbaar in die vlees van Jafashua. Hy is geregverdig in die Ruach HaKodesh, die Vader. Hy het verskyn aan engele. Hy is verkondig onder die hy. Wie? Jafashua en Jaffa. Hulle is gelyktydig een. Hy is geglo in die wêreld. Wie? Die Vader, Jaffa, word deur Jafashua nou vandag ook geglo in die wêreld.
Hy, Jahwe Almagtig, is in Jahwe opgeneem in heerlikheid. Sê vir my, kan Jahwe Almagtig sterf? Ja of nee? Nee, hy kan nie sterf nie. Maar Jahwe dan gesterf toe aan die kruis gehang het. Hoe dit gebeur? Hy is dan onsterflik. Ons verkondig dan dat hy is onsterflik. Voor Jahwe sterf, hy hang op die kruis, en voor hy sterf, toe roep hy uit. Hy sê, Vader, my Vader, waarom het U my verlaat? Dis die vlees wat uitroep. En dan sê hy hierdie woorde, Vader, in U hande lê ek my gees. En hy gee terug wat hy van die Vader ontvang het. Toe sê hy mens, soos ek en U, toe kon hy sterf. As hy met die Ruach HaKodesh in hom gesterf het, wat die regterhand van die Vader is, wat die volheid van die bonatuurlikheid is vir hierdie liggaampie wat hy kon hanteer. As hy met dit aan die kruis gesterf het, was ons godsdienst van geen en nul waarde gewees nie. Maar voor hy sterwe, sy Vader, in U hande lê ek my gees, en hy gee terug. En die Bybel sê, hy het afgedaal in die doodryk, waar hy die sleutels van die dood en die doodryk gaan haal het. Hy het die graf, die dood en die doodryk oorwin. En die Bybel sê, saam met sy apostels, het hy vir hulle gesê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, het hy vir julle gesê, maar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. As ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle kan weet waar ek is. Gaan wag in Jerusalem, tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit. Ek gaan vir julle 'n ander trooster stuur, naamlik die Ruach HaKodesh, wat julle sal leer en lei in alle waarheid en in alle reg. Die Bybel sê, en hy het voor hulle oë opgevaar in die hemel. Die Bybel sê, Jahwe terwyl op die aarde is, maak hy 'n verklaring. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hy sê vir ons, as sy navolgelinge, hy sê, hierdie autoriteit en hierdie mag gee ek aan julle. Jy moet julle hande op die siekes lê en hulle in die naam van Jahwe hulle gesond bid. Jy moet julle hande op die demoniese mense lê en die duiwels uitdryf. En hy het opgevaar en die Bybel sê, hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou wat maak hy? Terwyl hy die disippels op die dag van Pinkster wag, eendragtig, Handelinge 2 vers 1, en terwyl hulle eendragtig was, word die Ruach HaKodesh, kyk, dieselfde Ruach wat hy ontvang het, toe hy geonderdompel is, word hierdie Ruach uitgestort op die 120 mense in die oppersaal. En die Bybel sê, daar so stonge gesien wat hulle verdeel, en op elkeen gaan sit, en hulle het in allerhande tale gespreek, en dit veroorsaak, dat 3000 mense, volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41, tot bekering kom, en die Bybel sê, en hulle is geonderdompel, in die naam van Jahwe, tot vergifnis van hulle sonde. Na die wittroon oordeel, dan kom die Seun, hy sit aan die regterhand van die Vader, en na die wittroon oordeel, dan onderwerp hy homself weer, soos wat dit gewees het in die begin. Halleluja, hy onderwerp homself aan sy Vader, soos dit gewees het, maar met een verskil, nou het Jahwe 'n heilige bruid, wat syne is. Maak hierdie verduideliking, Jahwe, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 'n drie-enige God. Ek vat 'n bietjie langer as gewoonlik. Maak dit hom 'n drie-enige God? Nee, die woord drie-enig bestaan nie eers in ons Afrikaanse Bybels nie. Ook nie in die Engelse 1611 King James Bybel nie. Hy sê, hoor Israel, een van die twee koninklike wette is, hoor Israel, Jahwe jou Elohim is 'n enige Elohim. Jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat binne in jou is, hierso, en jou naaste soos jouself. Kom ek verduidelik. In die Ou Testament was dit Jahwe oor die mens hier op die aarde,
deur middel die Jode, Jahwe almagtig oor die mens deur middel van die 613 wette van Moses. In die Nuwe Testament was dit Jahwe by die mens, wel ek moet eintlik so maak. Jahwe by die mens 2000 jaar gelede. Vandag is dit Jahwe en vandag is dit Jahwe almagtig deur die Ruach HaKodesh in die mens. En daar maak dit om 'n drie-enige God? Nee, hy is een. Die Bybel sê selfs die Satan en sy demone weet dat Jahwe een is. Die Bybel sê so. Selfs die Satan weet dat hy een is. En die godsdienstige mense en die Katolieke het dit ingevoer. Julle weet dit nie. In meer as 600 jaar se tyd het ons dit nie uitgewerk nie. Hoekom? Want die demone en die Satan het die sinne van die godsdienstige instansies verblind om hulle onder die mag van sy werke te hou. Hy is 'n enige Elohim. Nou gaan ek weer net lees. 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik, die verborgenheid van die bonatuurlikheid is groot. Jahwe is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees. Hy sê, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Met 'n belofte. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. As ek klaar is, kom ek julle haal dat julle kan weet waar ek is. So ek het 'n wederkomsverwagting. Wat het u? Hierdie is 'n baie praktiese demonstrasie en ek glo en vertrou dat dit vanoggend ook ingang gevind het in iemand iewers in sy lewe dat u skielik kan verstaan. Hy's nie 'n drie-enige God of 'n Elohim nie, een enige. Nou ja, die tyd is ons gevang. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil, dan keer ons terug na ons sprekerreeks in die mooiste naam Jahwe, die naam bo elke ander naam. Halleluja.